Ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige. Liefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here vanoggend in Psalm 25. Kom ons sing Psalm 25 vers 1 en 4. Eerste en vierde vers van Psalm 25, ons Godpsalm. Kom ons staan. Tot die verwarte lande, op die weer verlaten my, laat die vyand oor my stande, oor my val om nooit verbly. Ja, U sal om nooit verlaat, wat U vertroue wandel. Maar U straf al met die smaad, wat U trouwelooslik handel. God is goed in al sy handel, en sy pad is enkel reg. Laat hy sondaars wandel, in die waarheid van sy weg. Hy sal met sy handel lei, wat verdwaald was en verlore. Wie ootmoedig is, laat hy wandel op sy regte spore. Met die plekke in, nou maak jy. Die Here is hier. Ons gaan luister na die wet van die Here, Eksodus 20. Ons doen met aandag, want ons toets ons lewe aan dit wat die Here van ons vra. En dan gaan ons daarna ons sonde waarvan ons gehoor het bely en dankbaarheid vir sy redding en genade wat verkondig gaan word. Ons lewens volgens sy gebooie inrig. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God oor die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus.
Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie, jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy dienstmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons bely ons sondes deur te sing uit Psalm 38. Psalm 38, ons sing net vers 1. Kom ons staan. Straf toch nie in ongenade, my misdade, hier vertrouw my met geduld, wat toch nie in toorn onseek nie, en nie breek nie, op my sonde skuld. Dit is daar ons hierdie psalm gesing het en die woorde is baie duidelik dat ons swakheid en ons sonde voor die Here bely. Verkondig die woord van God dat ons sonde vergewe is. Romeine 4 vers 7 en 8 sê, welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Ons gaan ook ons geloof bely in God drie-enig aan die hand van die 12 artikels. Ek gaan dit in die voorhou, u sê dit in die harte agter my aan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons hoorbare belydenis kom uit Psalm 87 vers 1 en 2. Enigste Here, enkele mense, ons glo met ons hele hart. Heerlik bely ons, vryheid getuig ons, wie is vir ewig God en Heer. U onbegryplik, U is onsienlik, altyd dieselfde oneindig groot. U is almagtig, wys en regverdig, U is die bron van alle goed. Ons lees vanoggend uit die brief van die gemeente in Efese, soos hy die Bybel bekend staan, Efesiërs, hoofstuk 4.
Efesiërs hoofstuk 4, ons gaan lees vanaf vers 1. Efesiërs 4 vanaf vers 1. Maar voordat ons lees, dat ons saam bid. Almagtige God, liefdevolle Hemelse Vader, Here, ten spyte van die koue is dit vir ons 'n voorreg om hier te wees vandag en die warmte van die liefde te voel en te beleef en te weet dat dit anders is as 'n hitte wat het verwarm of die son gee. Want hierdie warmte kom van binne af gedryf deur die Gees vanuit ons siele. Here, ons is daarom dankbaar dat ons kan weet dat ons siel aan U behoort. Danksy U Seun se offer aan die kruis, het U ons losgekoop van die bande van die sonde en die hel, dit wat ons siele gevange gehou het. Daarom kan ons vandag met oortuiging sê, ons is kinders van die Here, ons is losgekoop, vrygekoop. En om aan U te behoort is nie 'n gevangenskap of slawerny nie, inteendeel. Dit is vryheid. En ons gebed is dat ons hierdie vryheid sal uitleef. Dat ons sal wys dat ons nie geïntimideer word deur die wêreld, die sonde, die dwaallere, die probleme van daar buite nie, maar dat ons dit alles kan hoopvol en vol geloof kan bly, want ons weet U het alles in beheer, U bepaal wat met ons gebeur en as daar teëspoed kom, is dit net die krag en genade wat ons deurgaan. Dit vir ons gemeente, Here, dankie dat ons in 'n gemeente kan behoort en ons bid dat hierdie geloof wat U in ons gee, dat ons dit sal koester en sal groei, sodat ons volwasse kan wees in die geloof. Met rustigheid en vrede, en dat U alles wat ons van U skei sal wegneem. Dat ons nou die woord kan lees, Here, kan weet dat wat ons hier lees en hoor is die mense woorde nie. Woorde gespreek het ons elkeen persoonlik, en U sal ons hierdeur laat groei. Bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons lees uit Efesiërs 4 vanaf vers 1. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam, een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en die gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het oor met al die hemele, sodat hy alles tot volheid gebring. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en die kennis
grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur bedreigheid van die mense, deur sleeheid, om lustiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles se opgroei en hom aan die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam voedsaam gevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbou in liefde. Ons lees tot hier die woord van die Here, ons gaan vers 14 herhaal, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedreigheid van die mense, deur sleeheid, om lustiglik tot dwaling te bring. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons het al baie gehoor van heiligmaking. Natuurlik daardie proses wat God in ons begin om ons heilig te maak, en heilig beteken afgesonder, een kant gesit. Nou weet ons op aarde kan ons nooit volkome heilig wees nie, dit is 'n groeiproses, maar ons weet en ons glo en ons hoop bedoel ons weet, dit sal in die hemel wel so wees. En prakties beteken dit heilig maak om heilig te wees, dat ons anders as die wêreld lyk en optree. Nou kan ons onsself vra, hoe belangrik is dit dat ons moet groei in heiligheid? Moet ons regtig heilig wees om net mooi te leef soos wat die wêreld dit verkondig is nie goed genoeg nie. Nou hierdie proses van heiligmaking en die proses beteken is aanlopend word deur God begin. Nadat 'n mens tot geloof gekom het of tot bekering gekom het, wedergebore geword het, alles nou verband met mekaar, het ons hierdie besef in ons dat ons onsself van ons sondes moet bekeer en die regverdigmaking by die Here skenk in ons lewens realiteit word. Daardeur maak hy ons heilig. Maar 'n belangrike punt wat ons baie keer van God se werk vergeet, omdat dit voel of dit uit onsself kom, is dat ons moet altyd onthou God begin. God gee dit en hy vra dan om dit wat hy gee tot sy eer te gebruik. Hy gee vir ons geloof en ons moet dit gebruik om te glo. Hy verklaar ons regverdig, nou moet ons regverdig wees. Deur onder andere daaglikse bekering. So hy maak ons heilig, nou moet ons heilig wees. So heiligmaking beteken daardie proses om in geloof te groei, sodat jy volwasse in die geloof kan word. Nou weet ons, daar's baie dinge om ons en in ons wat maak dat 'n mens se geloof ophou groei, stagneer, selfs kan doodgaan. Druk van die wêreld, beproewinge, hartseer, menslike emosies. En as dit dan gebeur dat hierdie geloof doodgaan, wie se skuld is dit? Dominee se? Die ouderling wat nie genoeg besoek gedoen het nie. Wat is die gevolge van so 'n geloof wat stagneer en doodgaan? Geloof staan daar in Filippense 2 vers 13, Efesiërs 2 vers 8, kom van God af. Hy werk dit in ons. Ons kan dit vergelyk met die hande van 'n bedelaar. Ek bedoel ons nie die
negatieve daarin. Ons ontvang die hande, die geloof van die Here af om sy gawes te ontvang. Dit wat hy gee, ons eie te maak. So gee jy geloof, ons gebruik dit om te glo. Dit vra weg, want dit kom nie van self nie. Ons kan nie maar net agteroor sit en wag dat ons geloof moet groei nie. Ons moet dit voed. Ons moet dit versterk. Soos wat 'n mens die groente in ons tuine laat groei en mooier laat lyk en gesond laat lyk deur die bedding te bewerk, onkruid en bossies uit te haal, dit bemesting te gee, dit nat te maak, dit beskerm teen peste en plaag. Anders gaan jy nooit vrugte van jou groentetuin of jou vrugtetuin kan geniet. En dit is wat ons bedoel as ons sê ons moet hierdie geloof nou laat groei. Dit is ons verantwoordelikheid en genadiglik staan die Heilige Gees ons daarin by. Maar as ons net gaan agteroor sit, wag dat dinge gebeur, dan gaan daardie geloof kwyn, soos wat ons groentetuin en vrugteboom gaan kwyn as ons net los. Ons moet die Bybel oopmaak en lees. Ons moet ons oë toemaak en bid. Ons moet Sondag in die kar klim en kerk toe ry, anders gaan ons nooit daar uitkom. Dit is vir die Here van ons vra en dit van ons verwag. En as ons hierdie paar dinge, die kern daarvan en alle erns doen, en hard werk in ons geloof, dit gereeld oordink en ons dade en woorde oordink, dan sal ons met die tyd geestelik volwasse word, sterker word. En dit bring ons by die probleem van geestelike onvolwassenheid. Want geestelike onvolwassenheid, of dan 'n geloof wat nie na wense groei nie, is 'n ernstige saak. Wanneer mense geloof nie groei nie, dan kom teëspoed en hartseer en aardse probleme, en dit staan ons plat en ons oorrompel ons, dat ons God twyfel. In 1 Korintiërs 3, vers 1 tot 3 sê Paulus aan die gemeente in Korinthe dat hulle geloof, nadat hy by hulle was, weggegaan het en weer teruggekom het, nie gegroei het. En die gevolg is dat hy nie die moeilike dinge van die geloof aan hulle kan verduidelik nie, en hulle kan leer nie, want hulle is nog na al die tyd maar kindertjies met geloof. Hulle kan nog nie vaste spys die moeilike dinge van die geloof hanteer nie. Hulle moet nog met melk voer, soos babatjies. En die rede is waarom hy sê hulle geloof het nie gegroei nie, is omdat hy dinge in die gemeente waarneem, partyskap, tweedrag, twis. In ander woorde, hulle ou natuur, die eie ek is nog te sterk. En hulle nuwe natuur as gelowiges word nog nie duidelik genoeg sigbaar in hulle lewens nie. Hulle is nog swak in die geloof. En dit kom baie ooreen met wat ons gelees het in ons verse, dat 'n onvolwasse geloof meebring dat 'n gelowige nie teen dwaalinge en valse leraars kan standhou nie, kan sterk staan nie, maar rondgegooi word soos 'n skip, 'n klein bootjie eintlik op die golwe van die see, die sterk wind. Soos babatjies wat nou maar begin loop, sal ons vas op hulle voete en val maklik om. En as ons nou onthou wat ons nou gesê het van geloofsgroei, dan moet ons hierdie noodwendige gevolgtrekking maak dat as ons geestelik onvolwasse is, as ons nie so ver in heiligheid gegroei het, soos by die Here van ons vra nie, en ons dan as geestelike onvolwassenes val, sit ons uitgeskik. Want ons het nie gedoen wat ons kan om die Here so goed as moontlik te leer ken nie. Miskien die Bybel gelees as ons moes nie.
En hoe graag ons ook vir dit om ons en ander mense die skuld wil gee, ons hoor dat dit nie ander se skuld is nie. Want ons het elkeen geloof ontvang. En dan is daar nie, ek het meer of minder as die een langs my of agter my ontvang nie. Want geloof word nie in kleiner of groter pakkies gegee. Kan nie gemeet word nie, geloof is geloof. Almal het dit ontvang. Dit het nie gegroei en sterker geword nie, want ons het nie altyd die tye en die geleenthede wat die Here aan ons gegee het, gebruik om hierdie kosbare gawe, hierdie gevoelige plantjie aan die lewe te hou. Die gevolge van hierdie langsheid strek baie verder as wat ons ooit wil en kan glo. Paulus verduidelik aan die gemeente in Efese, dat die kerk van Christus soos 'n liggaam funksioneer. Ons het al baie daaroor gepraat. Dat ons lidmate die ledemate van die liggaam is. En die kerk het elke liewe een nodig om 100% gesond te wees, soos wat ons liggame al ons sintuie en ledemate nodig het om optimaal te funksioneer. Die oog, of hand, of 'n arm of 'n been verloor, dan kan jou liggaam nie vir 100% optimaal funksioneer. So as ons optrede in die kerk bepaal hoe gesond die kerk is. En dit bring ons direk by die probleem van geestelike onvolwassenheid. Paulus sê in ons gedeelte in Korintiërs 3, dat mense wat geestelik onvolwasse is, ook onvas is in die geloof, dat twis en tweedrag, jaloesheid en partytjie so liggaam in gemeente voorkom. So omdat ons deel is van hierdie liggaam van Christus en belangrik is, gaan ons persoonlike geestelike volwassenheid veroorsaak dat die kerk sekere eienskappe vertoon. Net maar weer die liggaam. As jou toon net seer is, kan jy nie reg loop, toon jy sekere eienskappe. Hier is ons veronderstel as een gesonde liggaam te leef, maar as gevolg van die lede se onvolwassenheid is ons onstabiel. Die gevolg is dat die kerk van God ly onder ongehoorsaamheid en langsheid. Nou is daar nog 'n groter gevaar dat ons maar net nie omgee nie wat daar voel. Ek gaan nie toelaat dat ander my verneder nie, ek is te belangrik. Alles en almal kom tweede in my lewe, ek gaan my wil afdoen, ek wil my sin hê, ek, my. Iemand het eendag gepraat van die gekkigheid van die ekke, die gekheid van die ekke. En so 'n redenasie is eintlik 'n baie groot skande en sondigheid. Wat ons is hier geplaas nie vir onsself nie, maar tot voordeel van ander in die kerk self, die Here, sodat ons mekaar se laste moet dra, mekaar se voordeel moet sien. As een liggaam saamwerk en die liggaam laat groei en laat sterk word. Diegene wat so selfsugtig redeneer, kan mens vergelyk met 'n kanker wat die kerk van God verwoes, wat die liggaam verwoes, wat saam met die duiwel werk, en verseker ook uiteindelik saam met die duiwel gestraf word. So die vraag wat ons onsself afvra is, hoe lyk ons gemeente? Groot, sterk en volwasse, vol twis, tweedrag, jaloesie en partytjie. Die wil van God is nie om wat daarvan hou te hê. Dis nie wat God wil hê nie. Ons geestelike volwassenheid of onvolwassenheid en ons standvastigheid is ons eie sin.
En daarmee breek ons ook die kerk af. Wat soos ons lyk, gaan die kerk lyk. En as ons self swak en sondig is en sleg is, gaan die kerk swak en sleg is. En dit mag nie. Ons strewe moet wees om mekaar en die kerk te bevoordeel en te versterk. En as dit nie ons dink is waarom ons hier is nie, dan is die kerk nie vir ons. Dan moet ons in 'n ander kerk is. Of verander om tot eer van God die voordeel van sy kerk vir God en teen die duiwel te doen. Dis 'n keuse wat ons sal moet maak en uitleef as ons wil sien ons gemeente in 'n positiewe rigting beweeg. Want soos op enige plek op aarde is hierdie plek presies of nuwe parasiete wat die liggaam afbreek. So kom ons gaan maak seker ons groei in die geloof. En ons doen alles wat ons kan om dit te bewerkstellig. Uiteindelik vir onsself, opbou van die kerk en mekaar se voordeel. Erken dit, leef dit uit en voel dan ook die positiewe uitwerking daarvan op jou lewe. Lees Bybel, bid, kom kerk toe. Offer soos die Here vra. Alles het self op Saterdag. Solank God en sy kerk en ander lidmate daardie bevoordeel. Amen. Ons is nou bevoorreg om vandag ook nuwe lidmate in die kerk te verwelkom, maar ons moet eers belydenis van geloof aflê. So Shannon, sal jy vir ons vorentoe kom ons doen. Michael kan so lank as wat 134 vers 4 reglees. Maar net die voorbeeld daar. Kyk eens wat vir my is. Nog nie belydenis van geloof afgelê nie, kom uit 'n ander kerk in boodskap uit en daarom geen probleem om ouderlinge daar die week besoek, geen probleem met wat sy na lewe doen en glo nie. En daarom is ons bevoorreg om haar dan vandag belydenis van geloof te doen. Ek vra van my daar die tafel net ander kant. En ek heb mooie tyd en ek wil dit nie oorweeg. Daar gaan ons nog 3 ander jong mense so kyk mooi en daar is jou weer. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, die openbare belydenis van geloof gee aan die verbondskind, die kind van God, die geleentheid om voor God en die gemeente rekenskap te gee van haar persoonlike geloof. Beteken dat die genade wat God in die doop aan haar gebied het, bewuslik deur die geloof waarneem. Die openbare belydenis van geloof is 'n gelofte van volle toewyding aan die Here, die koning van die kerk. Dit beteken om te lewe volgens sy woord, om getrou die erediens by te woon en aan die werksaamhede van die kerk deel te neem, om te volhard in die gebed en om God deur woord en daad op alle terreine van die lewe te verheerlik. Dit is 'n gelofte om deur die krag van die Heilige Gees en die geloof te volhard en steeds daarin te groei. Liefde in die Here, die ouderlinge raad het met vreugde daarvan kennis geneem dat jy begeerig en gereed is om as volwaardige belydende lidmaat van hierdie kerk toegelaat te word. Jy het die Christelike leer onderrig ontvang en die ouderlinge raad van jou kennis van die woord van God en die belydenisskrifte as ook van jou voorbeeldige lewe van oortuig. Om as belydende lidmaat toegelaat te word, moet jy nou bereg en bevestig op die volgende vraag antwoord. Ek gaan al die vraag vra, dan vra ek die hardop antwoord. Is jy daarvan oortuig dat die Bybel die enigste en onfeilbare woord van God is? Dat dit die ware en volkome leer van die saligheid bevat, dat niks daarby gevoeg of daarvan weggeneem mag word nie, en dat die belydenis skrifte van hierdie kerk, soos gesê, dis aan die Bybel ondergeskik, met die Bybel ooreenstem en daarom onderskryf moet word. As jy daarvan oortuig dat hierdie kerk
waarvan jy nou belydenis lidmaat wil word deur die Bybelse leer, die waarheid volkome leer vir die saligheid verkondig. Verklaar jy dat die bogenoemde leer jou persoonlike geloofsgetuiging is, en beloof jy alle leerlinge wat daarmee in stryd is te verwerk? Verklaar jy dat dit jou voorneme is om in die krag van die Heilige Gees tot aan die einde van jou lewe in hierdie leer te volhard? Verklaar jy dat jy die volkome soenverdienste van die Here Jesus Christus glo, en dat hy jou persoonlike verlosser en saligmaker is? Bely jy dat jy die drie-enige God liefhet? Beloof jy om hom van harte te dien, gereeld tot die Vader te bid, die naam van die Here voor die mense te bely, en in die krag van die Heilige Gees en alle versoekinge te stry? Beloof jy om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem, en beloof jy om jou in die kerklike opsig en tug te onderwerp? Sammy, wat is hierop jou hoorbare antwoord as God die enige? Dit is op grond van die genade verbond, soos beseël deur die doop en kragtig die belydenis wat jy sopas voor God en die gemeente afgelê het. Verklaar ek op die slag van die ou minderraad dat jy 'n beduidende lidmaat van die Afrikaanse Protestantse Kerk Meyerke is, toegang tot die sakramente en al die voorregte aan lidmaatskap verbonde. Liefde suster, God het jou geroep om in die wedloop van die geloof al jou kragte in te span. Volhard daarom met hart en siel met al jou kragte. Gemeente, God het hierdie verbondskind van hom tot geloofsvolwassenheid gebring, om as lid van die liggaam van Christus haar gawes en talente aan die hoof van die kerk, Jesus Christus, te wy. Stel die gawes wat jy van God ontvang het, saam met hierdie belyde lidmaat tot beskikking van God en die diens van sy kerk. Dit vir mekaar, werk met mekaar saam, laat die liefde van Christus as band jou saambind tot 'n getuienis in hierdie wêreld. Ek gaan nou bid. Ek gaan ek en oom Jan, die wat nou nog nie weet nie, is haar skoonpa, haar gelukwense. Ek gaan dit sommer vra Quentin, jy om voor te kom asseblief. Dan kan ons julle drie dan sommer welkom hier in ons gemeente. Hulle kom van die NG Kerk ook hier af. Kom ons bid eers saam. Ons heilige God en hemelse Vader, Here, hoe voorreg is ons om vandag te kon hoor dat U geloof in ons leef. En dat U geloof nie gekoppel is aan aardse dinge en ons emosies en gevoelens, maar dit kom uit die woord van die Gees. Here, daarom is ons gebed dat U ook vir Sammy en ons gemeente sal seën, dat sy hier waarlik sal beleef, en dat sy tuis sal voel hier, en dat ons saam met haar sal werk om die kerk te versprei. Dankie vir die bewys dat U die kerk onderhou en versorg. Dit gee dat ons hierdie geloof wat ons besit sal laat groei. Alles wat ons kan sal doen om dit groter en sterker te maak. Seën ons Here, ook in die kerk, wat ons so nodig het. Dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ek gaan so lank voorkom. Dit is dan vir my welkom. Here sê dit ons dan. Baie welkom. Sien hulle ons saam hier te werk. Wanneer kom ons na die gemeente toe, kom ons sing vir hulle as gesin, Psalm 134 vers 4. Laat hierdie seën opdaag, die gesê siel loofdes staan, die wat beveel en dit gesien. O Heer, U seën oor ons gebied.
vir Bybelverspreiding. Daar gaan weer 2 woordjies lees. Die Havens sal sê, ek gaan wat Michael, wat jy die Bybelverspreiding is. En Gideon die man. Ons antwoord op die boodskap kom uit Psalm 318, Psalm 318. Ons het al 3 verse, dis 'n baie bekende een. Here, doen met my, die pottebakker met my die klei, vorm my en maak my volgens U wil. Ek vertrou, nederigste. Kom ons sing al 3 verse van Psalm 318. Leer my U wil, Heer, U doe met my, U pottebakker met my die klei, vorm my en maak my, volgens U wil, op U vertrou ek nederig stil. Leer my U wil, Heer, U kan vir my, laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer, in U werk, as ek dan swak is, maak U my sterk. U gee gawes, net soos U wil, almal is diensbaar, elk met verskil. Vul met U Gees my breekbare kruik, dat U my oral nuttig gebruik. Kom ons ontvang nou die seën van die Here, dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees, en die Here sal sy aangesig vir jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen. Vader, net so oomblik bly sit vir die afkondiging, sodat ek myself